Hallo en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video gaan ons deur 'n tipiese eksamenvraagwerk gebaseer op die inhoud wat ons tydens hierdie onderwerp behandel het. Ons begin eers deur die inligting wat in die inleiding van die vraag gegee word te lees en ontleed. 'n Leerder het statiese elektrisiteit ondersoek. Eerstens het sy rubberhandskoene gebruik om 'n glasstaaf te vryf. Nadat die glasstaaf elektrostaties gelaai is, het sy dit naby aan 'n neutrale plastiekballon gehou om te kyk hoe dit sou reageer. X toon die elektrostatiese lading van die rubberhandskoene voordat daar gevryf is en Y toon die elektrostatiese lading van die glasstaaf nadat dit gevryf is. So hierdie vraag gee dus vir ons 'n geskrewe beskrywing van die leerder se eksperiment, sowel as 'n visuele opsomming van wat gebeur het. Stop die video hier en probeer eers om die vraag self te beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Vraag 1. Rubber en glas is elektriese isolators. Definieer hierdie term. So dit behoort 'n maklike vraag te wees, aangesien dit een van die definisies is wat jy uit jou teorie-aantekeninge moet onthou. 'n Isolator is 'n materiaal waardeur elektriese ladings nie vrylik vloei nie en statiese elektrisiteit op die oppervlak daarvan versamel of opbou. Vraag 2. Gee die naam van die krag wat geskep word wanneer twee oppervlakke oor mekaar beweeg of teen mekaar gevry word. Volgens jou teorie-inhoud word hierdie krag wrywing genoem. Dis die krag wat help om statiese elektrisiteit te skep, aangesien die vryfaksie of die beweging van die oppervlakke oor mekaar die oordrag van elektrone moontlik maak. Vraag 3. Wat stel elk van die volgende in deel X voor? Die positiewe en negatiewe simbole. Nou X wys vir ons 'n vereenvoudigde voorstelling van die elektriese ladings van die atome op die oppervlak van die rubberhandskoene. Die positiewe en negatiewe tekens stel dus die komponente van 'n atoom voor wat daardie elektriese ladings dra. En wanneer ons die struktuur van 'n atoom onthou, sal jy onthou dat positiewe ladings protone genoem word en negatiewe ladings elektrone genoem word. Vraag 4. Wat was die elektrostatiese lading van die rubberhandskoene voordat daar gevryf is? Nou om hierdie vraag te beantwoord, moet ons bloot kyk na die gedeelte van die diagram voor die pyl wat wrywing aandui. Hier sien ons deel X van die diagram wat die elektrostatiese lading van die rubberhandskoene voor wrywing wys, presies wat die vraag vra. Nou moet ons net kyk na die aantal positiewe en negatiewe ladings in hierdie vereenvoudigde atoomdiagram om die elektrostatiese lading te bepaal. Ons sien dus 6 positiewe ladings, protone, en 6 negatiewe ladings, die elektrone. Dit beteken dat die rubberhandskoene neutraal is voor 'n wrywing, omdat daar 'n gelyke aantal protone en elektrone in die atome op hul oppervlak teenwoordig is. Dus sê ons die rubberhandskoene het geen elektrostatiese lading voor wrywing nie en ons noem dit dan neutraal. Vraag 5 vra dan om jou antwoord in vraag 4 te verduidelik. En dit is presies wat ons sopas gedoen het. En dis baie tipies van wetenskaplike vrae. Met ander woorde dat jou denkproses wat jy gebruik het om die een vraag te beantwoord, in die volgende vraag in woorde omgesit moet word. So om die elektrostatiese lading van die rubberhandskoene voor wrywing te bepaal, moes ons die aantal protone en elektrone by X in die diagram vergelyk. Omdat ons kan sien dat daar 6 van elkeen is, met ander woorde 'n gelyke aantal protone en elektrone, kan ons dus sê dat die rubberhandskoene neutraal was voor wrywing. Die sleutelfrase in jou antwoord moet dus wees dat daar 'n gelyke aantal protone en elektrone teenwoordig is. Dit maak die voorwerp neutraal, omdat die positiewe en negatiewe ladings mekaar uitkanselleer. Stop die video hier en probeer eers self om die vraag te beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Bestudeer deel Y in die diagram en bepaal die elektrostatiese lading van die A glasstaaf nadat dit gevryf is en B die rubberhandskoene nadat dit gevryf is. Nou vir vraag 6a moet ons net na die prentjie kyk en die balans van protone en elektrone in die atome op die oppervlak van die glasstaaf na wrywing bepaal. Ons kan sien dat hierdie glasstaaf na wrywing 4 positiewe ladings het
en 2 negatiewe ladings. Dit beteken dat die glasstaaf minder elektrone as protone het, minder negatiewe ladings as positiewe ladings, so ons sê dan vir 6A die algehele lading sal positief wees. In vraag 6B moet ons die lading van die rubberhandskoene na wrywing bepaal. Maar dit word nie in deel Y gewys nie. Ons kan net die glasstaaf sien. So ons moet dus kyk wat het met die glasstaaf gebeur om te kan bepaal wat met die rubberhandskoene gebeur het. Hulle was die enigste 2 materiale wat wrywing ervaar het, so dus moes die oordrag van elektrone tussen hulle 2 plaasgevind het. Nou ons het reeds bepaal dat die glasstaaf na wrywing 'n positiewe lading het. Ons weet ook dat die aantal protone in 'n atoom nie kan verander nie. Protone word nie oorgedra nie. So die 4 protone wat ons na wrywing sien, beteken dat daar ook 4 protone voor wrywing teenwoordig was. Nou omdat alle atome aanvanklik neutraal is, moes die glasstaaf dan ook 4 elektrone voor wrywing gehad het. Maar in Y sien ons dat daar nou net 2 elektrone is. So daarom kan ons aflei dat die glasstaaf 2 elektrone verloor het. So hierdie 2 elektrone wat hy verloor het, is dan aan die rubberhandskoene oorgedra tydens die vryf of die wrywing. Omdat die rubberhandskoene nou 2 ekstra elektrone bygekry het, het hy meer elektrone as protone, so ons kan dus sê dat die rubberhandskoene 'n algehele negatiewe lading sal hê nadat dit gevryf is. Vraag 7. Hoeveel negatiewe ladings is vanaf die glasstaaf na die rubberhandskoene oorgedra? Nou ons het dit reeds bepaal as deel van die hele argument oor hoe ons by die antwoord in die vorige vraag uitgekom het, en dis natuurlik 2 elektrone. Die glasstaaf het 2 elektrone verloor en die rubberhandskoene het daai 2 elektrone weer bygekry. Vraag 8. Kies die korrekte woord tussen hakkies. Nadat dit gevryf is, het die rubberhandskoene en glasstaaf ongelyksoortige ladings en dus sal hulle mekaar aantrek of afstoot. Nou hierdie vraag help jou om antwoorde in vraag 6 wat jy reeds gegee het net te bevestig, né? Want ons het klaar bepaal dat die glasstaaf positief is en die rubberhandskoene negatief is. Nou omdat hulle teenoorgestelde ladings het, weet ons dat teenoorgestelde ladings sal mekaar aantrek, opposites attract, so die korrekte antwoord is dan aantrek. En dan die laaste vraag, dit sê toe die leerder die glasstaaf naby die neutrale ballon gebring het, is die ballon na die glasstaaf toe aangetrek. Verduidelik waarom dit gebeur het, deur na die verspreiding van ladings op die ballon se oppervlak te verwys. Nou hierdie is 'n hoër orde vraag, want eerstens moet ons onthou dat die glasstaaf positief gelaai was na wrywing. So jy moet basies verduidelik hoe hierdie positief gelaaide glasstaaf die ladingsverspreiding van die neutrale ballon sal beïnvloed, en dit is die teenoorgestelde van die scenario wat ons in video 4 oor statiese elektrisiteit bespreek het, so gaan kyk gerus daarna. Die vraag sê dat die ballon uiteindelik na die glasstaaf aangetrek is, en ons weet dat ongelyksoortige of teenoorgestelde ladings mekaar aantrek, so dit sou beteken dat die kant van die ballon wat na die positiewe glasstaaf aangetrek word, negatief moes wees. Nou hoe kry hierdie kant van die ballon naaste aan die glasstaaf hierdie algehele negatiewe lading? En die antwoord is deur die elektrone in die atome van die ballon se oppervlak. Die positiewe lading op die glasstaaf trek die elektrone in die atome van die ballon se oppervlak aan. Dit veroorsaak dat die elektrone versamel aan die kant naaste aan die glasstaaf. Met ander woorde, daardie kant gaan 'n meer algehele negatiewe lading verkry. Maar wat gebeur dan met die ander kant van die ballon? Onthou dat daar ook protone in die atome van die ballon se oppervlak is, en hulle is weer positief gelaai. Hierdie protone sal meer na die verste kant van die ballon oriënteer, weg vanaf die glasstaaf, omdat die glasstaaf mos nou ook positief is, so hulle stoot mekaar as dit ware af. Dus verkry daardie kant van die ballon, die verste kant weg van die glasstaaf, 'n algehele positiewe elektrostatiese lading. Omdat die kant naaste aan die ballon nou 'n meer negatiewe lading het en die glasstaaf positief is, sal hierdie ongelyksoortige ladings mekaar aantrek en die ballon sal na die glasstaaf toe beweeg. 'n Vraag soos hierdie kan enigiets vanaf 4 punte tel en jy sal beslis meer as 4 geleenthede hê om daardie punte te verdien.
So vir vrae wat vereis dat jy verduidelik hoe elektrostatiese ladings met mekaar in werking tree, onthou altyd om eers die aanvanklike elektrostatiese ladings van die voorwerp of voorwerpe te stel, en in hierdie geval was slegs die glasstaaf se aanvanklike elektrostatiese lading gegee. Noem dan watter ladings gelyksoortig of ongelyksoortig is, en laastens noem hoe hierdie gelyksoortige of ongelyksoortige ladings met mekaar sal inwerk om aantrekking of afstoting te veroorsaak. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.